Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie donderdag, die 5de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. In 1 Johannes hoofstuk 5 lees ons die volgende: Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Dit is die geloof wat ons in Jesus het en die gevolge daarvan. Elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. Hierdie 3 is een. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Wie is die Woord? Die Woord is Jesus Christus. Johannes 1 vers 1 tot 5 en so ook vers 14 sê vir ons, dat die Woord het vlees geword. Sy naam is Jesus. En hier sien ons dat 1 Johannes getuig ook, want hierdie 3 is een. Die Vader, die Seun wat die Woord is, en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. Vers 8 sê, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, en die water, en die bloed, en die 3 is eenstemmig. Sien, ons kan nie weergebore word sonder die water nie. Al probeer die wêreld ons oortuig dat ons het nie die water nodig nie. Want die water is deur die bloed van Jesus aan die kruis. Vers 9 sê, as ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter. Omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gee, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo, in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. En daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Luister mooi wat dit sê. Dit sê nie ons mag sonde, en dit beteken niks nie. Dit sê omdat ons in Jesus Christus glo en die wil van die Vader doen. Luister mooi wat hierdie woord sê, uit die water en die bloed. Want deur die bloed van Christus word ons weergebore deur die water.
'n kind, 'n babatjie, groei in die baarmoeder van sy moeder, in water. En daarom is dit 'n simboliese kenmerk, dat ons deur die water moet gaan, deur geloof. Want Jesus het dit voor ons gedoen, en ons moet hom volg. So wanneer ons glo in God, gaan die bose geen vat het op ons nie. Luister mooi wat hierdie vers sê, vers 18. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, met ander woorde, weergebore is, nie sondig nie. Ons sondig wel, maar ons gaan na die Here toe en ons vra vergifnis, omdat ons dit bedoel. Nie omdat ons dit net vra nie, maar omdat ons dit bedoel. Want die Heilige Gees moet in ons wees wanneer ons weergebore word. Jy sien, daar is 'n proses wat ons moet toepas in ons lewe. Johannes die Doper het gekom en hy het gesê, bekeer julle, voordat Jesus gekom het, voordat Jesus gepreek het, voordat Jesus genesing gebring het, voordat Jesus die woord gebring het Johannes gesê, bekeer julle, en hy het hulle gedoop. En daarna kon Jesus hulle die woord gee. Hy kon hulle genees. En toe hy opgevaar het, was daar 'n nuwe doop. Nie die doop van Johannes nie, maar 'n doop in Jesus Christus. Want jy sien, nou kan ons gedoop word in die Vader, in die Seun of die Woord en in die Heilige Gees. Want 10 dae nadat Jesus opgevaar het, het die Heilige Gees gekom en die mensdom aangeraak. En dit is ons gawe wat ons ontvang van die Vader. En daarom kan die bose geen vat hê op ons nie. Hy kan ons nie vertrap nie, hy kan ons nie oorwin nie, want die sonde gaan ons nie oorwin nie. As ons sondig, gaan ons besef ons sondig, en ons gaan vergifnis vra, en ons gaan dit nie verder doen nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons bewaar onsself. Ons stry teen die bose, ons stry teen die sonde. Ons stry teen daai vleeslike begeertes. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld is in die mag. Die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken en ons in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Bewaar julleself van die afgode. Amen. Neem hierdie woord in vanmôre. 1 Johannes hoofstuk 5 vers 1 tot 21. Die geloof in Jesus het gevolge. En jy, wanneer jy weergebore is, het die mag, die verstand, die krag om teen die bose te staan. Bewaar jouself, want die dae is donker. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir 'n nuwe dag, Here, wat U vir ons geskenk het. Dankie, Here, dat ons hierdie dag kan opdra aan U, want ons weet ons is uit U gebore. Ons is deur Christus Jesus weergebore. Deur water en bloed is ons gebore. Deur die kruisiging van Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterwe het, is ons weergebore, sodat die Heilige Gees in ons kan woon. Vader, gee vir ons daai gawes, gee vir ons al daai gawes wat die Heilige Gees wil uitdeel, sodat ons kan groei en weet ons kan teen die bose staan, ons kan teen die duisternis staan in hierdie dae, omdat ons kinders van God genoem kan word nou. Vader, ek vra, Here, dat elkeen wat afgedwaal het, dat U hulle sal terugroep. Elkeen wat U nog nie gevind het nie, Here, dat U 'n begeerte in hulle sal wakker maak. In Jesus Christus naam. Nie omdat ons dit verdien nie, maar deur die genade en die liefde, omdat U ons nog 'n kans wil gee. Amen. Onthou, lees jou Bybel. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.